Mens kan jou produkte hier nou toe bring en sommer hier omruil en verkoop en daar en sulke dinge doen. En ons het ek vind interessant wat ons geleer is dat selfs al is iets verniet van almal nie noodwendig net fees van dit nie. Al is dit al het jy nou toe gekom en kom deelneem en kom kyk en so. So ja, dit is 'n paar interessante goed. Ja, soos ons het gearriveer, wat ons hier gekry het is mense wat is soos ons is. Dit is wat dit vir ons maklik maak en lekker maak om te kom. En ons het baie geleer van koöperasies. Verder het elke keer vir ons vertel van koöperasies en baie keer dan voel ek so as jy nie hier is nie, al mis jy die kuier buite en die lekker wat ook al. Weet jy, hier is om te hoor waaroor gaan koöperasie, waaroor gaan 'n finansiële koöperasie of 'n vervoerkoöperasie, wat ook al hy verskeie keer oor gepraat. Dan is dit so in totaal, het so 110 mense het bygewoon. 70% van hulle het aangesluit. As ek sê die lidmaatskap is eintlik verniet, so dit kos jou eintlik niks. Behalwe dat jy moet kom hier dan toe. So ons het amper 70 lede. Ja, 75. 75 lede. Ons gaan 'n bietjie fokus in eie arbeid op is moet lede hê. So ons gaan 'n bietjie fokus vir lede vir die volgende jaar. Ons gaan 'n bietjie kyk om die effektiewe, ek moet so lekker effektief te maak, seker te maak dat jy goed mense is, dat ons van mekaar kan leer. Skryf op die groepie van mense wat die lede is, en die mense wat hier nou kom, wat nog nie aangesluit het by ons, sê, weet jy, as jy nou lid is en jy kom nie, jy hoef nie eers te kom nie, het jy minder professionele mense wat weet van jou besigheid. As jy hier wil vertel het van jou besigheid, dan ons sit dit op YouTube en almal kan dit sien. Weet jy my gesê mense wat ekstra wat weet van jou besigheid en hulle kan op ander plekke gaan vertel van jou besigheid. So dit is dus altyd vir my die voordeel van dit. En ja, ons sê so 'n bietjie ons voordele, ons bietjie herstruktureer en seker maak dit gaan goed daarmee. Ons volgende jaar is 17 Januarie. Dus 'n bietjie later in die jaar, maar ons moet so 'n halfuur hierdie skole moet begin. So dan mense se koppe is nie op aanvanklike goed vir die skole nie begin het nie. Dan is daar 'n belangrike ding wat vir die 18de Januarie, 10:00 die oggend by die Wilgers, het ons in ons kantore daar. So daar gaan ons internasionale borg is EGC, hulle gaan dokumente teken. Hulle wil baie getuies hê. So as jy daar kom, as jy lus is, jy gaan so toe, dan gaan jy getuie wees van dit. En dit is, hulle beloof dit gaan 'n groot dag wees. Mense gaan in die toekoms terugkyk en sê, "Wow, dit was daar." Daai dag is soos die stigting van die GRA, die Goedmaatskap vir Regte Afrikaners. Dit was nie 7 daai jare. Maar dit gaan so iets wees. Dan mense teruggekyk het gesê, hulle weet nie onthou die daai 7 ouens wat daar was. So ons hoop om baie meer as daai 7 te wees. Maar ja, so dit is iets om op te fokus. Ons het die hele klomp sertifikate goed wat ons wil uitdeel. So ek wil nie 'n vreeslike speech maak nie, maar wat ek wil sê is ons moet onthou ons is in 'n veranderende omgewing. Dr. Gert het sodat jy gepraat oor AI, artificial intelligence. Daar is in elk geval in hierdie wêreld nie iets wat dieselfde bly nie, maar daai ding is besig om ons meeste van ons skrif te maak. So as jy wat het nou gesê van ja, wat sê net maar hulle gesê van vertroude briewe wat dalk ingedrang kan wees met die AI. So mense moet gaan kyk in jou omgewing, wat kan jy anders doen? Hoe kan jy jou besigheid verander? Wat is die potensiaal? Wat kan gebeur dat iemand anders 'n rekenaar kan gebruik om jou werk te doen? Ja, mense word deesdae geweldig getraind. Ja, ek is alself deur 'n paar retrenchments gewees. Dit is nooit lekker. Maar dis ook hoe goed jy jou werk gedoen het. Dit maak nie saak. Ek sê net wel, jy sal nie plek vir 200 en jy is 300 so. Wat 100 gaan ons dat heel goed jy dit laaste gekom, jy is by die deur uit of ek was nie daar 'n tipe van 'n kriteria, maar hulle jy is by die deur uit. Maar kyk, jy is nie hier omdat jy sterk en koöperatief gegroei het. Jy is hier omdat jy jou eie besigheid het, wat jy iets bedryf. En gaan kyk nou voor dit te laat is. Gaan kyk wat is die ding wat kan maak dat iemand anders jou werk kan doen. En dalk nie iemand anders en dalk 'n rekenaar.
En jy moet daar ou wees wat jy rekenaar programmeer, anders gaan iemand anders dit doen. En hy gaan dit dalk nie so goed doen soos jy dit doen. Hy gaan ook jou werk bietjie nadelig beïnvloed. Dit kan dit dalk nie so goed doen. So daar is baie min goed wat nie op die ou daardie geaffekteer kan word nie. Ja, as jy 30 jaar terug vir my gesê het, ek gaan my telefoon internasionaal met mense berading doen, so ek veel gelag het. Dis wat ek nou doen. Enige tyd van die dag. So ek sê vir gesê, nee, ja, dat gaan ek nie doen. En ja, dus die werklikheid is niks bly dieselfde. Behalwe belasting en die dood. Belasting bly ook nie dieselfde, want dit verander dit ook nog elke jaar. Gewoonlik word dit nie hoër. Right, dis my storie. Ek wil vir Jacoba en Ferdi het 'n klomp sertifikate gedoen en ek kan Louis te help en ander te help, soos gewoonlik as dit 'n spanprogram. Maar hulle twee het eintlik alles gedoen, dus ek kan wag. Ek het nie aangekom nie, chap opgesit en gemaak of ek iets gedoen het. So, Jacoba en Ferdi gaan vir ons die sertifikate uitdeel. Toen als hij heel klop, zoals ik het vanavond, ach, heb je nog iets zit. Verder, jij is aan je woord. Nee. Ja, het is lekker om erkenning te geven van mensen wat een beetje extra doen. En ook sommer net erkenning te geven, omdat je hoort aan die groep. Dat is zo lekker. Ons het goed gedink in die directie, dat ons een certificaat wil geven voor die lid van die meeste bijgewoon het, wat nie 'n vergadering oorgeslaan het. Ek sien hom nou die vandag hier, so is hy? of vir hulle. Nee. Well, okay, nee, correct. Probeer het elke vergadering van hy aangesluit het bygewoon. So ons afwesigheid, hier is sy certificaat. Is daar nie een verkoperskordier nie? Is daar nie een verkoperskordier ook nie? Hy is ook hier nie. Is hy ook? Die een wat kort op eers hake was Kobuskordier. Wat jou sertifikaat? Hy sê bring hom volgende. Well, okay. Een van die dinge wat lekker is om hier is, dat elkeen kry die geleentheid om sy onderneming voor te stel aan die ander lede, so 'n bietjie te vertel. En ons waardeer is as daai voorstel treffend is, 'n bietjie humor in dit en 'n tydelike boodskap oorlaat. En ons dink jy het die beste gedoen het, beste aanbieding vir die onderneming was Michelle Fourie, die boerin. En ons gaan sê sy het gewen, hè? Dan die tweede plek was Stoffie Stofberg met sy sakke. En die derde plek gaan aan Alet, wat haar groente so mooi uitgepak het.